Hartlike goeiemôre, dit is Dinsdagoggend, die 4de November, die jaar 2025, absoluut 'n nuwe dag, geskenk deur Abba Vader, spesiaal vir my en vir jou. Halleluja. My naam Daniel Gerber en ons gaan vandag bietjie gepraat oor roep my aan. Die Here sê baie duidelik, roep my aan in jou uur van benoudheid en ek ruk jou uit. En ek lees 'n gedeelte hier in Matteus 20 en hy gaan ook in Lukas en in Markus en ek gaan lees toe al drie gedeeltes. So Matteus verskil so bietjie hier van Markus en Lukas, maar op die einde van die dag is daar een doel. En ek gaan dit so 'n bietjie met julle deel. Die eerste gedeelte, en dit gaan oor die blinde man van Jerigo. Nou Matteus 20 praat van twee blinde mans, waar die ander twee boeke praat van een blinde man. So iemand hier was, hoe so as 'n gedeelte wat sê, het nie opgelet in die klas nie, want hier praat hy van twee blinde mans en die ander twee boeke praat van een blinde man. Maar nietemin, ek gaan lees hierso van Matteus 20 hier vanaf vers 29. Hy sê, en toe hulle uit Jerigo uitgaan, het 'n groot menigte hom gevolg, en daar het twee blindes langs die pad gesit, en toe hulle hoor dat Jesus verbygaan, roep hulle uit en sê, wees ons barmhartig, Here, seun van Dawid. En die skare het hulle bestraf dat hulle moes stil bly, maar hulle het al harder geroep en gesê, wees ons barmhartig, Here, seun van Dawid. En toe gaan Jesus staan en roep hulle en sê, wat wil julle hê moet ek vir julle doen? En hulle antwoord hom, Here, dat ons oë geopen mag word. En Jesus het innig jammer vir hulle gevoel, hulle oë aangeraak, en dadelik het hulle oë gesien, en hulle het hom gevolg. In die volgende gedeelte is daar so in Markus 10 verse 46, en hy sê vir ons hierso die blinde man van Jerigo. En hulle het in Jerigo gekom, en toe hy en sy disippels en die aansienlike skare uit Jerigo uitgaan, sit die blinde man Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad en betel. En toe hy hoor dat dit Jesus die Nasareëner was, begin hy om uit te roep en sê, seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. En baie het hom bestraf en hy moet stil bly, maar hy het al harder uitgeroep, seun van Dawid, wees my barmhartig. Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word. En hulle roep die blinde man en sê vir hom, hou goeie moed, staan op, hy roep jou. En hy gooi sy oorkleed af, staan op en kom na Jesus toe. En Jesus antwoord en sê vir hom, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En die blinde man sê vir hom, Rabboni, dat ek mag sien. En Jesus sê vir hom, gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik het hy gesien en Jesus op die pad gevolg. So daar kan ons sien die verskil in die disippels, hoe hulle dit gesien het, wat met hierdie blinde man gebeur. En dan die laaste gedeelte is in Lukas 18 vanaf vers 35. En terwyl hy naby Jerigo toe kom, sit daar 'n blinde man langs die pad en bedel. En toe hy die skare hoor verbygaan, vra hy wat dit is, en hulle vertel hom, Jesus die Nasareëner gaan verby. Toe roep hy uit en sê, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. En die wat voorloop bestraf hom dat hy moet stil bly, maar hy het al harder uitgeroep, seun van Dawid, wees my barmhartig. En Jesus het gaan staan en bevel gegee dat hy na hom gebring moes word, en toe hy naby hom kom, vra hy hom en sê, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En hy antwoord, Here, dat ek mag sien. En Jesus sê vir hom, sien, jou geloof het jou gered. En onmiddellik het hy gesien en hom gevolg, terwyl hy God verheerlik, en toe hy die hele volk dit sien, het hulle aan God lof gegee. Nou uit al drie hierdie gedeeltes, is daar een ding wat uitgestaan het. Is hulle sê, my Here het gevra, wat wil jy moet ek vir jou doen? En hy het gevra, ek wil sien. En die Here het vir hom gesê, jou geloof het jou gered, so jy het gesien. En wat het hierdie blinde man gedoen? Hy het Jesus gevolg. Al drie gedeeltes sê dit. Hy het Jesus gevolg, hy het die Here geloof en prys. Maar ongelukkig, in vandag se dae, as ons die Here vir iets gevra het, en ons het gekry wat ons wil hê, dan sê ons vir die Here, gaan staan nou maar weer aan een kant. Dan sal ek die Here weer roep as ek hom nodig het. Hierdie manne het Jesus gevolg in gees en in waarheid. Hoekom kan ek en jy
nie die Here volg in gees en in waarheid, as hy vir ons gedoen het, as hy vir ons gegee het, die wat ons gevra het nie. He? So kom ons doen dit so 'n bietjie, en julle ken mense dalk in families wat die Here hulle uitgeruk het uit die omstandighede uit, gaan deel hierdie met hulle. Dis wat jy moet doen, jy moet Jesus volg. Jy kan nie die Here in 'n kas bære tot 'n volgende keer nie, volg die Here. Amen, kom ons bid saam. Halleluja, Here, baie, baie dankie vir u woord. Ja, Here, laat ons net hier uit kan leer, Here, hierdie blinde mans het u gevolg, nadat u hulle aangeraak het. Laat ons u nie sal bære in 'n kas, en net weer gaan uithaal as ons u nodig het nie, maar laat ons u sal volg en eer, en ons sal vra dat u ons sal lei, sodat ons nie weer van die pad sal afraak nie. Here, dankie vir u genade, u liefde en u barmhartigheid, in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan verkondig die evangelie en volg Jesus. Julle moet 'n geseënde dag hê. God bless.